Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Ons boodskap handel vanoggend oor hoe die lewe soms baie swaar op 'n mens kan druk. So op ons kan druk dat ons tot die dood toe moeg en uitgeput kan voel. Maar ook hoe Jesus dan kom en in sulke tye sy hande na ons uitsteek en vir ons uitnooi om na hom toe te kom. Ons tema dan vandag, kom vind rus by Jesus. Kom ons bid net saam. Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Here, so wil ons vandag saam met die psalmdigter u naam groot maak en vir u loof en prys vir al u weldade in ons lewens. Want Here, u is die goeie gewer. U doen vir ons so baie en u gee vir ons so baie. Maar sekerlik die grootste weldaad wat u aan ons bewys het, is die verlossing wat u seun aan die kruis vir ons bewerk het. Daarom sê ons vandag vir u, dankie Here, dankie vir al die baie seëninge in ons lewens. Maar Here, ons loof en prys en dank u veral vir die verlossing aan die kruis. En nou wil ons graag luister na wat u deur u woord en gees vir ons wil sê. Ons bid, maak ons harte oop, maak ons ontvanklik, Here, vir u woord en raak ons nou aan deur u Heilige Gees. Amen. Liewe vriende, ons skriflesing Matteus 11 vers 27 tot en met vers 30. Dis Jesus wat praat en dan sê hy: My Vader het alles aan my toevertrou. En niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. En ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Ons teksvers vers 28, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Liewe broer en suster, liewe vriende, ons leef vandag in 'n gejaagde, in 'n spanningsvolle wêreld. En daarom het sekerlik alle mense soms 'n behoefte aan rus. Almal van ons het soms die behoefte aan 'n bietjie wegkom. Ons wil net so 'n bietjie ontsnap, so 'n bietjie wegkom uit ons daaglikse roetine wat soms dreig om ons onder te kry. Vriende, ons almal smag maar soms na 'n heerlike, verkwikkende rus. 'n Rustyd waarin die ou pap en afgeloopte batterye net weer gelaai kan word, sodat ons weer met nuwe lus en nuwe moed en nuwe krag weer ons lewenstaak kan hervat. Nou is dit nogal verstaanbaar dat medici sê dat moegheid een van die mees algemeenste klagtes is waarmee mense na hulle toe kom. Dokters moet dit dikwels antwoord: ek weet nie wat met my aangaan nie. Ek gaan slaap moeg en ek staan moeg in die oggende op. Ek drink bottels vol vitamines en tonicums en energiedrankies, maar ek bly moeg. Miskien is hier ook vandag onder ons luisteraars wat ook so voel.
En dit kom so maklik op ons lewenspad. Gevoelens van uitgeputheid en kragteloosheid en neerslagtigheid. En behalwe moontlike liggaamlike oorsake kan die redes vir hierdie moegheid ook 'n hele klomp ander dinge wees. Verskillend en uiteenlopend van aard vir verskillende mense. Dalk 'n oorvol en 'n stresvolle werksprogram, of dalk iets heeltemal anders van aard. Vir sommige mense dalk 'n klomp skuldgevoelens oor dinge wat in die verlede miskien gebeur het, wat iemand met hom of haar saam dra en sukkel om af te skud, en wat 'n mens ook baie kan uitput. Of dalk is dit 'n baba in die huis, of 'n klompie boelige kleuters wat jou aandag vra en vir jou ook jou energie kan tap. Vir iemand anders kan dit dalk bekommernis wees, bekommernis oor 'n groot probleem of probleme wat soos 'n berg voor jou lê. Vriende, daar's so baie dinge wat 'n mens se lewensbatterye kan pap maak en 'n mens sommer behoorlik kan uitput. Maar broer en suster, liewe vriende, gelukkig is daar vanoggend vir ons Bybelse raad en 'n kragbron wat ons lewens weer aan die gang kan kry en op koers kan kry, as ons maar net sal luister en van hierdie raad sal gebruik maak. Liewe vriende, in ons teksvers Matteus 11 vers 28 sê Jesus vanoggend vir ons: Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. In die ou Afrikaanse vertaling het hy uitgenooi: Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, uitgeput en oorlaai is, vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Broer en suster, liewe vriende, as daar iemand is wat die mens se moegheid en stres ken, dan is dit Jesus, die Seun van God wat self in die liggaam van 'n mens hier op aarde gewandel het. Want Jesus was as Seun van God, waarlik God, maar hy was ook waarlik mens. Jesus het twee nature gehad. En daarom ken en verstaan Jesus ons moegheid. Jesus ken en verstaan ons uitmergelende wêreld en ons stresvolle bestaan. En meer nog, as hy begrip het vir ons laste wat baie keer dreig om ons onder te kry, dan het hy ook 'n hart vol simpatie en deernis met ons. Daarom bied hy dan ook sy goddelike hulp aan. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Liewe vriende, Jesus weet wat die dinge is wat ons uitput en wat ons kragte getap het. En hy's 'n simpatieke en 'n barmhartige vriend wat my en jou in ons moeilikste tye wil bystaan en vir ons wil help en ondersteun. Vriende, die tragiese waarheid is dat baie mense nie Jesus se uitnodiging ernstig genoeg opneem en aanvaar nie. Baie mense gryp eerder na dwaase en valse hulpmiddels, soos alkohol en dwelms en allerlei oosterse tegnieke, hulpmiddels soos meditasietegnieke en ander bedenklike forme van ontvlugting, wat dikwels net groter moeilikhede meebring. En ag vriende, sommige sien in hulle donkerte geen uitkoms nie, en dan neem hulle eie lewens. Liewe vriende, daarom nooi ek jou vandag in die naam van die Here uit. As die lewe jou begin druk en dinge vir jou te veel begin raak,
vlug dan in die arms van Jesus in. Werp jou in die arms van Jesus. Want by Jesus is daar altyd hoop. As seun van God is hy die verlosser van die wêreld. Hy is die oorwinnaar oor die bose. Hy is die enigste ware kragbron wat 'n lewensmoe en 'n uitgeputte mens weer met nuwe moed en lewenskrag kan besiel. Kom na my toe. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed, vers 29. Broer en suster, die konteks waarbinne die Here Jesus destyds hierdie uitnodiging gerig het, was die groot las van allerlei reëls en wetsonderhouding wat die fariseërs en die skrifgeleerdes soos 'n swaar juk op die Jodese skouers gelê het. En as jy dalk nie weet nie, 'n juk was 'n groot, swaar stuk hout wat op die osse vasgemaak is, sodat hulle dan 'n wa of iets swaars kon trek. En dan het hierdie swaar juk seker maar dikwels die osse se skobbe, hulle nekke geskaaf. En nou sê Jesus vir hulle hoef nie so swaar te kry onder die juk van 'n klomp onnodige Joodse wettiese reëls nie, wat die fariseërs aan hulle voorgeskryf het en wat soos die osse se juk swaar op hulle gedruk het nie. Maar vriende, dis nie net vir die Jode van destyds wat Jesus se aanbod en Jesus se uitnodiging geld nie. Vandag nog nooi Jesus ons almal uit wat onder een of ander vorm van 'n juk swaar kry. Maak nie saak wat daardie juk is nie. Nooi hy vir ons uit om na hom toe te kom en hom as verlosser en as vriend te leer ken, sodat ook ek en jy verlossing en verligting en rus kan ontvang. Die juk wat 'n verhouding met Jesus op ons plaas, is iets heeltemal anders. Dis lig en sag en dit maak nie seer nie. Inteendeel, dit gee ware rus en dit genees. My vriend en vriendin, dit maak nie saak wat jou juk vandag of dalk môre is nie. Finansiële druk of ander probleme en bekommernisse, ongelooflike werksdruk of wat ook al, onthou dit asseblief vandag en onthou dit sommer vir die res van jou lewe. By Jesus sal jy rus vind. Ware rus, te midde van onstuimige tye en aan die einde van jou lewe ook ewige rus, die ewige rus wat na die dood op God se kinders wag. Maar vriende, om die Here se rus te ontvang en te ervaar, moet ons die ware saligmakende geloof in die Here Jesus Christus hê. En moet ons in 'n noue verbondenheid met Jesus leef, wat insluit dat ons lewens op 'n kinderlike wyse aan die Here Jesus sal toevertrou. Let mooi daarop dat hy ons na hom toe nooi, want hy self is die bron van daardie rus. Ons kry die ware rus alleenlik by Jesus. En daardie rus, liewe vriende, is 'n heerlike vrede. Dis 'n innerlike kalmte. Dis 'n rus en 'n vrede wat ons as gelowiges al in hierdie lewe kan ervaar, maar wat ons in die volste sin sal ontvang wanneer ons aardse lewe op 'n einde kom. Jesus Christus is en bly die enigste en die ware bron van rus. En sy uitnodiging van 2000 jaar gelede staan vandag nog vir jou en vir my.
Want Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Hebreërs 13 vers 8. Kom na my toe, nooi Jesus. Liewe vriende, moet daarom dan nie bang wees of teesinnig of terughoudend om met jou swaarste laste na Jesus toe te gaan nie. Hy spesialiseer daarin om moe mense en gebroke mense te help. Vriende, ons almal gaan soms deur moeilike tye. En ek wil vandag vir jou op die hart druk. En ek wil vir jou aanmoedig om al jou laste en jou probleme en spanninge in die gebed en in die geloof na die Here Jesus te neem. Hy is die verlosser van ons grootste las, ons sondelas. Maar hy is ook ons verlosser en helper op alle ander gebiede van ons lewens. Hy is ons raadgewer. Hy is ons groot geneesheer. Hy is ons groot sielkundige. Hy is ons kragbron. Paulus sê in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur hom, deur Jesus, wat vir my krag gee. En hy nooi ons na hom. Hierdie Jesus wil vir jou en my 'n vriend wees. Vriende, die ou Halleluja lied. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Dit sê so mooi, eintlik in die hele lied, maar veral in vers 3. Die woorde het by my opgekom, nêrens is 'n vriend getrouer as hy wat ons node weet. Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. Die Engels sê dit ewe treffend. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Vriende, Jesus is die een wat al die onstuimighede in ons gemoedslewe kan stilmaak. Hy is die een wat 'n heerlike en byna onverstaanbare kalmte en rustigheid en vrede oor ons kan laat neerdal. Die bekende Amerikaanse evangelis Billy Graham het een keer gesê, as jy saans nie kan slaap nie, hou op om skape te tel en gaan lê jou neer in die arms van die herder. Kom ek maak vir ons klaar. As jy jou vandag op 'n baie slegte plek in jou lewe bevind, of dalk iewers in die toekoms, gaan werp jou in die arms van Jesus. Hy is die een by wie jy oplossings en antwoorde en uitkoms sal vind. Hy is die almagtige Seun van God, die verlosser van die wêreld. En hy het onder meer van homself gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En vriende, dit beteken onder meer vir ons ook dat hy in staat is om alle menslike probleme te hanteer. Kom ons slaan dan vandag ag op sy heerlike uitnodiging. En ons neem al ons swaar kry en ons vermoeidheid en ons bekommernisse in die geloof na Jesus. En ons vertrou hom dat hy ons sal bystaan en dat hy ons sal verkoop met 'n heerlike rus en nuwe krag op ons lewenspad. My liewe vriend en vriendin, hoor hom vandag hierdie woorde ook vir jou sê. Kom na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is.
en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, en julle sal rus kry in julle gemoed. Amen. Dankie Here Jesus vir hierdie groot uitnodiging in u woord. En ons wil vandag vir u sê, ja Here, ons hoor u en ons kom na u toe. Nie net sodat u vir ons kan vrymaak van ons sondelas nie, maar sodat ons eendag die ewige rus, die ewige lewe kan ontvang nie, maar ook sodat u ons kan help met al die ander laste wat in hierdie lewe soos 'n juk op ons druk. Here, ons gee vandag alles wat ons uitput en ons moeg maak, kom gee ons vir u. Ons wil dit nie langer alleen dra nie. Neem asseblief die jukke weg wat die wêreld en die bose op ons plaas. Neem dit van ons weg en help ons om in verbondenheid met u te lewe en op u te vertrou, sodat ons kan rus vind in ons gemoed. Amen. Vriende, ons slotlied, Johanita Du Plessis, met die mooi lied, Jesus gee krag. En vriende, dan nooi ek graag ook vir julle, as jy dit dalk nog nie gedoen het nie, subscribe gerus op Maranatha bediening. En daarmee, liewe vriende, groet ek dan ook vandag vir julle. Vrede, vrede vir jou. Waar is jou vreugde? Voel jy belas? Is jy vermoeid? Jesus gee krag. Is jy eensaam? Voel jy alleen? Vertel dit vir hom, want krag sal hy gee. Hef op jou hande, verhef jou stem, vra vir Jesus wat jy wil hê. Hy gee jou vrede, die ewige lewe, vir wie op hom wag. Gee Jesus krag, vir wie op hom wag. Gee Jesus krag. Voel jy verlore, te moeg om te stry? Leen maar op hom, want krag sal jy kry. Het jy soms vrese, te bang om te lag? Vertrou maar op hom, want Jesus gee krag. Hef op jou hande, verhef jou stem, vra vir Jesus wat jy wil hê. Hy gee jou vrede, die ewige lewe, vir wie op hom wag.
Jesus gee krag.